Goeienaand julle almal. Baie welkom by ons gereelde stukkie uit die Bybel. Ek wil vir julle vanaand vertel van ons wonderlike God, die enigste, die almagtige. Ek kom sit hierso vandag en ek het niks om vir julle te gee nie. En ek bid en ek vra Here, openbaar vanaand vir my 'n boodskap wat u kinders moet hoor. Ek vertrou die Here regtig. Ek sê vir hom, Here, openbaar deur u Gees wat ek vanaand moet uitbring, wat u wil hê, moet u mense moet hoor, u kinders, waarvan ek ook een is, ja, verseker. En ek het in my gedagte 'n vers gehad wat ek vir julle wil gee, maar ek het vir daai oomblik vergeet waar dit is. En ek gaan deur die Bybel en ek dink ek gaan 1 Korintiërs 14 vir julle gee. Maar op 'n bietjie later stadium sal ek dit doen. En terwyl ek so deur die Bybel blaai, kom ek af op Romeine 8. Romeine 8. En ek lees die eerste vers. En dis presies die vers waarna ek gesoek het. So vertrou vanaand, glo en weet dat hierdie vers, hierdie boodskap is vir julle van God af. Hy het dit vir my voorgelê, sodat ek dit vir julle moet oordra. Kom ons gaan kyk, wat sê Romeine 8? Romeine 8 vers 1. Hy sê, daar is dan ook geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek wil gou dit vir julle net hier verduidelik. As ons in Jesus sterf, as ons gaan sterf as heiliges, wedergebore, deel van Christus se kerk, deel van sy bruid, dan is daar vir ons nie 'n veroordeling nie. Verstaan mooi, dit beteken ons gaan nie by die wit troon oordeel teenwoordig wees nie. Want hier staan geskrywe duidelik in die Bybel dat wanneer Jesus sy bruid kom haal, gaan ons hom tegemoet in die wolke en sy beloning is by hom. Goed, dit beteken hy gaan ons kom haal. Hulle noem dit 'n wegraping of die rapture, soos wat party mense dit doen in Engels. Dit glo ek onomwonde. Daar is niemand gaan my oortuig dat daar nie 'n wegraping is nie. Want die woord van my God sê so. Goed, wanneer ek met die wegraping die aarde verlaat, en ons almal wat dalk saamgaan, dan gaan ons voor die demos van Christus staan. Dit is die troon, sê ons sê, nie 'n regterstoel nie, is 'n troon waar Jesus gaan wees. Nie waar hy ons gaan oordeel nie, maar waar hy ons werke gaan toets, wat ons gedoen het op die aarde. Want die oomblik as jy met die wegraping weg is jy reeds gered. Die oomblik as jy Jesus aangeneem het, op aarde al, is jy reeds gered. Goed, dit beteken ons gaan die regterstoel van die wit troon oordeel van God gaan ons mis. Ons gaan nie daar wees nie. Ons gaan reeds in die hemel wees, saam met Jesus. En daar gaan hy ons werke toets, gaan gelouter word deur vuur, en daarvolgens gaan ons krone ontvang. Reg. Dit is waaroor hierdie hele vers gaan. Want as jy weggeraap word, is jy gered. Nou staan hier so, want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus, onthou, as jy in Jesus Christus is het jy die ewige lewe. As jy nie in Jesus Christus is nie, as jy in die wêreld is, want die Bybel sê, die sonde lei na die dood. As jy in die sonde is jy dood. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Goed, dit sê nou duidelik vir ons daar. Wanneer jy Jesus in jou lewe het, wanneer jy vir Jesus lewe, 'n wedergebore Christen is, dan is jy vry van die wet van die sonde
en van die dood. Dit beteken jy gaan vir ewig lewe by Jesus. Jy gaan in elk geval gaan jou gees ewige lewe, maar hierdie ewige lewe is by Jesus in die hemel. Jy gaan 'n hemelling word, nie 'n engeltjie nie. Nee, dit is 'n mispersepsie. Ons gaan nie engeltjies word nie. Ons is kinders van die almagtige God, nie engeltjies nie. Ons is verhewe oor engele wanneer ons verheerlikte liggame kry in Jesus. Goed. Ek kan net gou vir julle verder gaan hierso by vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood, maar die gees bedink, is die lewe en vrede. Dis wat ek nou net vir julle verduidelik het, wat ook hierbo in vers 2 staan. Duidelik, baie duidelik sê hy dit. Omdat die vlees bedink vyandskap teen God, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie, omdat ons nie by hom is nie. Ons lewe in die wêreld, die wat in die wêreld lewe, en omdat jy iemand in die wêreld lewe, kan God nie sy gebede hoor nie. God draai sy rug op hom. Is dit nie verskriklik om te dink, om deur die lewe te gaan sonder God? Hoe is dit moontlik om nie die liefde en die vriendelikheid en die vrede van Jesus in jou lewe te hê nie? Dit moet alreeds kom ons sê, soos wat die mense altyd sê, hel op aarde wees. Daai verdoemenis wat oor jou, en jy is die eie keuse, né? Hy sê hierso, want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe, wat ons nou in vers 2 gesê het, maar as julle deur die gees lewe, die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Herhaal hy net weer, bevestig weer, dat as jy in Christus is, sal jy lewe, tot in alle ewigheid. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God, want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny, om weer te vrees nie. Maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons. Ja, luister gou hier. Die gees self, die gees is hier met 'n hoofletter geskryf, dis die gees van God, die Heilige Gees, soos ons hom ken. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Die Heilige Gees getuig saam, wat in jou woon, getuig saam met jou gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus. As ons naamlik saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dit is so wonderlik om dit te besef. Dit is woorde wat God gee vir ons. Beloftes, wat onsin is, en wat nooit sal verander nie. Luister gou hier, vers 26, en so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self, luister dit is wonderlik, tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Is dit nie wonderbaarlik nie? Is dit nie fantasties nie? Kom ek net gou vanaf voor my tyd heeltemal klaar is. Hier staan geskryf in Romeine 9:24. Ons, naamlik wat hy geroep het, nie alleen uit die Jode nie, maar ook uit die heidene. Soos hy ook in Hosea gesê het, sal die wat nie my volk is nie, my volk genoem word, en wat nie bemin is nie, beminde. Amen, prys die wonderlike Here. Hy, kan julle dit glo, kan julle dit, neem dit in, dis onsin, vat dit vir julle self vanaand, gaan kyk hier weer 'n keer na Romeine 8 en Romeine 9, na die wonderlike beloftes wat God vir ons het. Amen, geniet julle aan.